Goeienaand, my vriende. Ek voel net vanaand is om vir julle gou 'n storie te vertel van een wat ek self geskryf het. En die storie se naam begin so: die einde van die nuuskierige mot. Een aand vlieg 'n mot in die donker rond. Hy voel lus vir avontuur en besluit om rondom 'n kers te vlieg. Maar hy soek 'n huis waar nog kersse brand. Hy was gewaarsku om weg van mense af te bly, maar die moetjie dink mos hy is te groot vir sy skoene. Ja, so laat hy hom van niemand voorskryf nie. Of hy nou 'n vreere mee sien wat hom dalk kan vang en opvreet, ag, dit maak hom nie eens bang nie. 'n Ligter windjie dryf hom voort. Die aandwindjie is koel, dink hy terwyl hy rigting kry. So met sy wegvlieg van sy nes sien hy 'n dowwe liggie in die verte. Dit lyk amper soos 'n huisie wat daar in die verte is. Maar soos hy nader vlieg, sien hy dat die lig al helderder word. Hy voel bly want nou kan hy lekker rus in as hy daar kom, maar dit kan nie die lig van 'n huis wees nie, dink hy, want die lig kom al nader en nader. En dit word al helderder. En toe hy weer sy oë uitvee, gewaar hy dat dit oom Viervliegie is, wat so langsom verbyskuur. "Naand my mot, broermot," sê die Viervliegie hardop. "Waar wil jy so laat in die aand donkerte rond? Soek jy dalk 'n vroukie?" spot die oom Viervliegie. "Naan, meneer Viervliegie, hoekom dan nie?" sê die mot. "Ag, en ek wil ook maar van aand voel, hoe is dit om rondom 'n kers te vlieg, sê. Ek het vir jou gedink, dis die lig van 'n kers. Daarom het ek in jou meneer Viervliegie se rigting gevlieg, sê die mot. "Pas op dat jy nie uitbrand nie," sê die Viervliegie. "Dit sal nie gebeur nie," sê die mot, terwyl hy verder wegvlieg. "Ja, oppas maar net dat meneer Viervliegie jou nie sien nie," sê die Viervliegie, toe hy in die verte verdwyn. Die mot voel bietjie bang, maar hy vlieg verder. Nou voel hy baie moeg en besluit om 'n bietjie op 'n boom se blaar te gaan rus. Hy steek hom vinnig weg agter die blaar toe hy iemand hoor aankom. "Niemand, moenie skrik nie," sê 'n stem agter hom. "Waar is jy dan so laat op pad?" Hy kyk om en sien dat dit Tannie Rispe is. "Na, Tannie Rispe, ek soek 'n kers om rondom te vlieg," sê die mot, terwyl hy op die blaar langsom kom sit. "Ja," sê Tannie Rispe, "ek het jou lanklaas gesien. Gaan dit nog goed? En hoe gaan dit met die ander in die onderwêreld? Is almal nog gesond? En hoe gaan dit nog met oompie Skoenlapper? En ek het hom nog laas by die krieket se langarmdans gesien," sê sy. "Oom Skoenlapper het nog nie weer huis toe gekom nie, sedert hy laas die papies gaan kos geëet nie," sê die mot. "O, jy moet ook maar versigtig wees, sê, as jy nou verder vlieg, my kind," sê Tannie Rispe, terwyl sy verder in die blaar vreet. Hy vlieg 'n hele eind verder en skielik hoor hy 'n stem agter hom. "Waar vlieg jy so alleen rond?" Hy ruk so sy skrik en kyk rond. Nou sien hy vir Padda op 'n groot blaar in die water sit. Hy voel nog effe benoud en vlieg nog 'n bietjie hoër op. Hy weet, hy kan nie te laag vlieg nie, want anders as hy Padda se kos. "Kom rus 'n bietjie hier," sê by my op die blaar, sê die Padda saggies. Mot aanbod. "Nee," en maak dat hy gou as moontlik wegkom. Net toe sien Mot 'n groot lig in die verte. 'n Ruk later is Mot by die groot lig. Hy sien toe dat dit 'n huis is. Dit is 'n groot helder kerslig. Hy vlieg binne in want die deur was oop en vlieg so 'n bietjie in die ronde in die huis. Nou voel hy nie meer so bang nie. Hy sien 'n paar vliee toe hy binnekom. Later vlieg hy van vertrek tot vertrek. Dit lyk stil in party vertrekke. Later kom hy in 'n groot vertrek. Hier is baie mense.
'n sekere gesin, dink hy. Hy onthou hoe sy ma moet hom gewaarsku het om weg van mense af te bly. Jy moet oppas vir die mense, my kind. Hulle sal niks dink om jou dood te maak nie, dink hy. Moet nooit te naby hulle kom nie. Veral nie by die kinders nie. En pas op vir 'n kers. Moet nooit te naby 'n kers vlieg nie. Hy trek jou in. Jy kan dronk word en vas in die kers vlieg. Wat jou einde kan beteken. Het sy maar altyd gesê, hy kyk af en sien 'n kers. Sy hart klop vinniger. Hy voel bly, want dit voel sy droom is bewaarheid. Die lig van die kers lyk tog so mooi. Hy vlieg laag af tot so eentjie van die kerslig af. Hoe lekker warm kry ek nou, sê hy vir homself. Hy vlieg al om en om die kers se vlam. Dan hoor hy 'n dowwe, 'n vliegie skree van die plafon se kant af vir hom om weg van die kersvlam af te kom. Ag, dink hy by homself, jy's maar net jaloers dat jy nie so vinnig soos ek kan vlieg nie. Hy vlieg nog vinniger om die kers en nader in die kers. Hy vlieg al vinniger om die kers. Die sirkel word al kleiner en kleiner. Dan sien jy net vonke spat. En die volgende oomblik lê 'n uitgebrande mot in die vuur warm kersvet. Ja, maatjie, dit is altyd so ver. So jy moet oppas, nee. Jy moet nie so ongehoorsaam is nie. Jy moet hoor wat mami sê, nee. Dis my oud ek vanaand veel te sê het. Lekker aand verder.